Prys die Here. Weereens as ek daai lied luister of as mense hom sing, dan weet 'n mens net. God is altyd met ons. Hy sal ons nooit verlaat nie. Hy's altyd daar. Hy's altyd by ons, hy's altyd saam met ons. Maak nie saak wat besig is om aan te gaan nie. Hy's daar. Jy sien, ons is geneig om rond te skarrel soos hoenders met afkoppe. As iets met ons gebeur, dan spat ons uit mekaar uit en ons hardloop almal in alle enige rigtings in. En dis nie wat God wil hê nie. Die Here wil hê ons moet net vashou aan hom. Vashou aan hom. Nou ja, prys die Here. Ek is so opgewonde oor vanmôre, want dit wat die Here vir my hierdie week gegee het en wat sy gesê het die Here vir my deur die nag in my gees ingeplant het, daardie koortjie wat hy in my geplant het my so opgewonde gemaak, dat ek wil vir u sê, die volgende dag toe sê ek vir Cathy, ek kan net nie ophou om hierdie lied te sing nie. Ek het hom vir dae aan mekaar gesing. As ek ry, sing ek dit. As ek lê, sing ek dit. As ek opstaan, sing ek dit. As ek in die stort is, sing ek dit. Oral waar ek gaan, sing ek hierdie koortjie. En ek weet die grootste rede hoekom die Here dit vir my gegee het. Want ek weet as God so iets doen, is daar 'n spesifieke rede hoekom die Here wil hê ek met daardie koortjie nie net in my kop hê nie, maar hy moet in my gees werk. Want jy sien, as 'n koortjie is in jou gees ingeklim het, dan klim hy nie uit nie. In jou kop kom kan jy ander goed te dink en dit gaan weg en jy vergeet daarvan. Maar as hy in jou gees ingeklim het, bly hy daar. Dit is asof hy daar bly forever and keeps. Hy's daar. Nou ja, vanmôre, as ek vir julle 'n tema kan gee, om aan Jesus te kan raak. Om aan Jesus te kan raak. Nou ek gaan vir julle vra om die skrif vir my oop te maak by Markus 5. En ek wil graag vir julle lees vanaf vers 25 tot 34. Markus 5 vanaf vers 25 tot 34. En ek wil vir hierdie pragtige stuk lees. Ek het al voorheen in my lewe, het ek al oor hierdie stuk bedien, maar nog nie dit wat die Here vir my vandag gegee het nie. Is of die Here partykeer net iets in 'n mens oopmaak, en dan besef jy is, wow. Vanaf vers 25, ek hou vir u voor. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneesere gelei en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword. Het van Jesus en onder die skare, erger geword, en het van Jesus gehoor, en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog. En sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom uitgegaan het, draai hy om onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom, u sien dat die skare u verdring, en u sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat dit gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Ek het ook daai kry vanoggend. Prys die Here. Dis 'n bevestiging. Dankie ouma. Dis 'n bevestiging. Prys die Here. Dit maak my so op, dan weet ons is in lyn met die wil van die Here.
Jy sien, daai was vir my 'n verskriklike, toe ek dit net weer lees, besef ek hierdie vrou se groote smagting om gesond te wees. Ek kan aan myself dink, ek was op 'n stadium was ek in ICU gewees en ek was ook baie siek. En hulle het gewerk aan my long en my long het plat geval en hulle moes 'n derde van my long afsit en ek het daar het ek gelê en ek het op 'n stadium met ek gedink dis verby. Jy sien ek het gedink hierdie siekte het my gekry, het my nou gekry dat ek hier op die bed lê en nou is dit klaar. Nou gaan ek huis toe. Maar ek het geweet my saak met God was nie 100% reg nie. Ek het geweet. Maar my vrou het by my langs my bed gestaan, dag en nag en gebid en die Here gepleit. As my bloeddruk opskiet bo, dan bid sy, dan kom die bloeddruk af. En so het dit gegaan met ons. Maar jy sien, daardie siekte het my teruggehou, maar daardie siekte het ook iets spesiaals gebring. Hoor mooi wat ek vir iets sê, dis nie lekker om deur dit te gaan nie. Dis nie lekker nie, vir baie lang tyd het ek gesukkel. Het was nie lekker om deur dit te gaan nie. Jy het dalk hierdie selfde ding al gegaan in jou lewe, vir 'n baie lang tyd as jy siek en jy kom net nie, laat jy gesond kom nie. Maar weet jy, toe die Here my vat en hy maak my gesond, toe maak hy my volkome gesond. Hy maak net nie my liggaam gesond nie, hy maak my gees, siel en liggaam gesond. Volledig, kompleet. Maar hy het iets spesiaal gedoen. Soos hierdie vrou het so groot smagting gehad om by God uit te kom, om genesing te ontvang. Sy het maar net gehoor van Jesus. Sy het hom nie geken nie. Sy het nie die spesialis geken in Pretoria en in Nelspruit en wat nie. Sy het hulle nie geken nie. Sy het alles in haar huis gehad, alles wat sy besit het sy verkoop en dit vir geneeshere gaan gee in Pretoria en oral het sy alles gaan verkoop. Om by die dokters uit te kom om gesond te word. En nie een kon haar help nie. Dis wanneer ons baie keer sê dis 'n ongeneeslike siekte. Ons as mens sê so. Maar vir God is dit niks. Dis niks. Maar vir daardie vrou, vir 12 jaar lank, het sy gedink, dis nou maar klaar. Ek het nou niks meer nie. Ek het niks oor my om te gee nie. Ek het niks meer oor om by 'n dokter uit te kom nie. Ek het nou niks meer nie. Dis nou klaar. Dis 'n ongeneeslike siekte. Ek gaan nou seker maar sterf daarvan. Maar God bring die verskil. Sy kom te hore van 'n redder. Sy kom te hore van iemand, 'n man wat genesings kan doen. Sy hoor van Jesus. En hy's daar. En baie keer dink ek aan, ek werk myself aan daai prentjie in. Hoe sy moes aangekom het. Sy sien hulle staan daar, maar sy kom van agteraf. Sy's bang om van vooraf te kom. Sy's bang hulle gaan haar wegjaag. Want hoekom? In daardie tyd, as 'n vrou bloedvloeiing gehad het, was sy onrein. Sy mag nêrens in plekke ingegaan het, en sy mag nêrens gewees het nie. Sy was onrein. So hulle sal haar vat en haar wegskuif en sê, laat jy gaan, jy hoort nie hier nie. Maar sy het geweet, as sy net naby hom kan kom, sy het hierdie groot begeerte in haar gehad gesê, as ek net maar aan sy kleed kan, as ek net aan sy soem van sy kleed kan raak, dan glo ek gaan gesond word. Want as ek sien wat hy besig is om te doen, ek praat net my eie woorde uit, as ek sien wat hy besig is om te doen, dan glo ek, as ek na hom toe aangekruip kom, op my knieë so stadig, en ek kom saggies hier na hom toe aangekruip, en ek kan net so aan sy kleed kom raak, want niemand my sien nie. Dan gaan nou iets gebeur. En sy kruip nader. Ek dink amper so leopardkrol. Kruip sy nader. Ek wil jy moet dit in jou geestesoog raak sien, hierdie vrou. Wat stikkend is, sy het niks meer nie. Sy het niks meer om te offer nie, sy het niks meer om te gee nie. Sy het niks meer nie. Maar sy kruip en sy weet as sy net
net nie by sy swoon kan uitkom. Dan het iets gebeur. En sy kruip en sy vat aan sy swoon. En toe sy dit vat, toe gebeur daar iets. Dit wat sy glo het omgesit. En daai geloof wat sy gehad het omgesit in 'n waarheid. En sy word gesond. En sy is half bang en sy gaan staan een kant dat daar nou iets gebeur. En sy gaan staan een kant. En Jesus weet direk. Hy het geweet sy's daar. Ek kan jou waarborg, hy het geweet sy's daar. Want hoekom het hy gesê, wie het aan my geraak? En hoekom het hy gekyk om die vrou te sien? Hy het geweet. En hy het omgekyk en hy het gekyk, wie het aan my geraak? Disippels sê, maar Here, hier is so baie mense wat so stoot en stamp en hulle almal wil net by U uitkom. Ons weet nie, die enige een kon aan U geraak het. En hy kyk so uit en hy kyk so en hy sien haar. Ek dink hy het gedraai om te kyk en hy sien haar raak. En daai oomblik, toe kom sy vorentoe, te weet sy moet kom sê wat sy gedoen het. Dis of sy moet bely wat sy nou net gedoen het. En sy het gekom en sy het voor die Here gaan staan en sê, Here, hier is my waarheid. Ek het alles gehad. Ek het bloedvloeiing gehad vir 12 jaar. Ek kon nie gesond kom nie, geneesheers kon my nie red nie. Niks kon my help nie, Here. Maar ek het geweet as ek net by U kan uitkom, gaan daar iets gebeur as ek net aan U swoon kan raak. En hy sê vir haar, jou geloof het jou gered. Weet jy hoeveel keer verklaar Christus? Hy sê nie, en hy lê hande op en hy gaan te kere, soos party ouens kan regtig te kere gaan. En ek sê nie is verkeerd nie, ons moet hande op lê in die naam van Jesus bid, en ons moet duiwels bestraf, en ons moet al hierdie goed doen. Maar hy het nie nodig om te gehad het, want hy was die geneesheer. Hy kan net praat en is so. Hy kan net 'n hand optel en almal is gesond. Hy kan dit net spreek en dit is so. Maar hy doen dit so spesiaal. Hy sê vir haar, jou geloof het jou gered, gaan heen. Jou geloof het jou gered. Nou ja, ek wil vir u, net vir 'n oomblik, wil ek vir u iets speel. As jy daai skermpie vir my net so 'n bietjie boontoe laat jy daai kan raak sien daar. Ek hoop hy gaan wys.
And your life will never be the same. Dit laat my dink, touching Jesus is only what matters. It's only what matters. Ons kan soveel doen as wat ons wil doen, ons kan soveel dinge doen soos wat ons wil. But touching Jesus is the only thing that matters. And your life will never be the same. Jou lewe sal nooit ooit weer dieselfde wees as jy die Here se aangeraak het eers nie. As God gekom het en jou aangeraak het, wil ek vir u sê, is jy 'n ander mens. Jy verander in 'n oogwink. Heeltemal anders. You are not the same. Dinge verander en jy is nie meer dieselfde nie. Nou ja, daar's 'n paar goed wat moes gebeur het met hierdie vrou. Sy moes op 'n punt kom om op te gee. Sy moes in haar lewe tot op 'n punt gekom het om op te gee. En te sê, ek gee nou maar op. Ek kan nie meer nie, ek kan dit net nie meer nie, ek gee op. Het jy al ooit in jou lewe so gevoel? Ek het. Dan kom ek op 'n punt, dan sê ek kan nie meer nie, ek is nou moeg. Ek gee nou net op. Want ek het vanmôre alweer so gevoel. Dis 'n emotional coaster, roller coaster ride, wat deesdae besig is om aan te gaan. Sy moes opgee. Jy sien, daar was iets wat spesifiek moes gebeur het met haar. Sy moes opgee en gesê, dan moet dit nou maar gebeur. Ek gee op, dis nou maar klaar. Hoeveel keer het ek en jy al so gevoel, dat ons sê, ons gee nou maar eerder op. En dan gebeur daar iets met ons. Dan begin ons oorgee. Ons gee op en dan begin ons oorgee. Dan sê ons, wat nou maar moet gebeur. Ek en u, wat kinders van die Here is, ons kinders van die Here, ken iemand om daartoe te gaan. Ja, dis great, jy kan na jou pastoor toe hardloop, hy kan vir jou bid, is reg. Maar jou pastoor is nie God nie. Hy is nie God nie, hy maak foute. Hy is nie heilig nie, want hy is nog nie daar nie. Eendag sal ons daar by die Here wees, en dan sal alles reg wees. Maar na wie toe hardloop ek en u? Na wie toe hardloop u as u regtig hulp nodig het? Ja, dit is goed om na iemand toe te hardloop, 'n mens toe te hardloop en te sê, asseblief help my, ek is in 'n situasie, help my. Dis great, met aardse goed kan ek jou help. Ek kan jou even help, dat jy jou lewe bekeer, dat jy jou lewe kan regkry. Ja, daai goedjies kan ek jou help. Maar ek kan jou nie help om jou gees gevul te kry nie. Ek kan nie jou gees vul nie. Ek kan nie jou 'n aanraking gee nie. Ek kan nie hierdie goed vir jou gee nie. Dis goed wat jy moet oorgee, wat jy moet prys gee. Sien, sy moes alles prys gee in haar lewe. Sy moes alles wat sy besit het prys gee, sodat sy werklik waar God kon raak sien. Want alles wat sy gehad het sy gedink, nee, maar sy sal maar dit verkoop en dan gaan sy dit kan doen, of sy gaan dit kan doen, of daai dokter gaan, of daai dokter gaan. Sy het na mense toe gehardloop om te kyk of sy nie verlossing en redding kan kry nie. En weet jy wat, dit het nie gebeur nie, want sy het vir redding en verlossing op 'n verkeerde plek gaan soek. Sy was nie by God nie. Maar toe sy hoor van Jesus, toe besef sy eers, al hierdie goed was verniet gewees. Sy het opgegee, sy het oorgegee, maar daar gebeur iets met haar. Dat sy 'n besef kry,
sonder dat ek na hierdie ou toe gaan, is dalk my laaste oomblik, my laaste uitweg wat ek dalk het. Ek het niks om te offer nie, ek het niks om te gee nie. Miskien as ek net skelmpies, net aan hom sy soom kan kom raak. Dink vir jou vir 'n oomblik, as jy so siek is, en jy weet daar is 'n groot geneesheer, en hy kan jou gesond maak, gaan jy nie ook skelmpies dalk in sy soom wil raak nie, sonder dat hy dit weet nie. Die kan gesond word. Sy het alles prys gegee. Alles wat sy besit gehad het sy prys gegee. Sy was vasgevang in 'n tronk. Vasgevang vir 12 jaar. Dat sy nie na 'n plek toe kan gaan nie, want sy was onrein. Sy kon nie na plekke toe gegaan het nie. Nou jy weet hoe skelm moes hierdie arme vrou haar lewe probeer bestuur het. As gevolg van al die wette wat daar was. Hoe? Sy moes vasgevang gewees het. Dit is net soos 'n vrou wat vasgevang is in 'n huwelik wat die man na elke dag miskien panel beat of geestelik afbreek of wat ook al. Vir 10, 12, 11, 13, 15, 30 jaar. Hoe kom jy uit dit uit? Hoe kom jy uit so iets uit? Jy kan nie net uitkom en daar sê, nou is alles net reg nie, want jy dra al daai goed saam. Maar wanneer God iets doen, dan verwyder hy alles van jou af weg. As hy jou aanraak, of as jy by hom kan uitkom en hy kan jou aanraak, is al daai goed weg. Weg van jou af. Weg. God sê hy verwyder dit van my en van jou af. Daar's een ding wat vir my baie mooi uitstaan. Een iets. En ek lees vir u weer daai skrif hier. Die vrou was, die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. Dis een ding, hou hom vas. Die tweede ding, en hy sê vir haar dogter, jou geloof het jou gered. Sy het hom toe gekom en haar volle waarheid kom vertel. Nie net 'n halwe storieetjie kom vertel nie, 'n volle waarheid kom vertel, want God het geweet wie sy is. God ken ons, hy ken ons almal, maar hy het haar gelos om haar vol waarheid te vertel. Ek dink miskien moes mense dit wat langs haar gestaan het, dit dalk hoor. I don't know. Maar sy vertel daai volle waarheid. Jy sien, baie keer, dit is vir my so interessant as mense tot bekering kom. Hulle maak hierdie halfhartige bekerings. Hoekom sê ek 'n halfhartige een? Hy maak 'n bekering, maar hy's nog nie daar nie. Hy bekeer, man, ons noem hulle sommer pastoorbekeerders, want hulle wil net die pastoor please. Hulle wil net die pastoor met happy voel en hulle uitlos. Dan sal hulle nou bekeer, hoor. Hulle is nou bekeer. Maar hulle het nie die gees van die Here nie. Hulle is nie bloed gewas, soos God ons bloed was nie. As hy ons deur daai bloedgewaste bad sit en ons skoon gemaak het en ons heel gemaak het en nuut gemaak het. Maar God wil die volle waarheid uit jou mond uit hoor. Hy ken dit. Maar as jy dit bely, die volle waarheid, en erken van dit wat jy verkeerd gedoen het, jy ook. Weet jy wat sê ek baie keer vir mense as hulle na my toe kom vir berading, maar my en Cathy, dan sê ek is reg, maar dis jou waarheid. Drini se waarheid is iets anders. Maar God se waarheid, wat hy weet wat julle albei gesê het, is die ware waarheid. Jy sien, die waarheid sê jou vrymaak. God sê jou vrymaak, want die Here sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. So as Jesus die waarheid is, sal die waarheid jou vrymaak. So Christus sal jou vrymaak as jy die waarheid spreek. Jy kan geen verhouding of geen ding op leuns baseer nie. Geen. En jy kan ook op geen voorgee 'n verhouding baseer nie.
Want dit kom altyd uit. En dis hoekom mense stikkend is. Want hulle begin hulle lewens op leuns baseer. En weet wat, dan loop hulle stikkend rond. En dit is wanneer ons voor die Here moet kom en sê, Here, vergewe ons. Vergewe ons kan nie meer nie. Nou ja, ek sluit af. As ek en u by God se voete kon uitkom, ek vat dit so, as ek by die Here se voete kan uitkom, kan u by die Here se voete uitkom. Amen. As die Here 'n lelike stukkende mens kon gevat het en hom heel gemaak het, kan die Here enige een heel maak. As die Here die moordenaar kon red, as die Here vir Dawid kon red, wat egbreek gepleeg het, wat hoereerdery gepleeg het en hy doodgemaak, en die Here het hom steeds om gered en gesê, hy's 'n man so na sy hart. Hoekom? Want Dawid het iets gedoen wat spesifiek was. Bekeer. Hy het gaan sê, Here, ek is jammer, ek het nou die grootste fout van my lewe gemaak. Vergewe my. Ek wil hê, almal wat dit hoor, wat hierdie woorde hoor vandag, gaan huis toe. Maak reg. Kry julle goede in orde, want die tyd het uitgeloop. Die tyd is besig om uit te loop, en dan as dit verby is, is dit verby. Dan is daar nie meer tyd nie. Maar kom by die voete van die Here uit. Laat die waarheid jou vrymaak, soos hy jou moet vrymaak. Amen. Amen. Prys die Here. Kom ons bid net eers saam. Vader, baie dankie Here Jesus vir hierdie pragtige môre. Dankie Here vir u woord, Here. Dankie vir die geleentheid dat ons hier kan wees, Vader. Dankie my Here dat ons hierdie woord kon hoor vanmôre. En Vader, ons weet Here in ons harte, Vader, ons net by u kan uitkom. Net aan u soom te kan kom raak. Net aan u te kan kom raak, Here, dan sal daar genesing plaasvind van gees, siel en liggaam. Vanmôre is my gebed, Here, dat u elke een wat u is vandag, Here, en die wie dit nie kon maak vanmôre nie, Vader, Here, dat u hulle sal seën en sal aanraak, en die pad sal uitlê, Here, vir elke een van ons. Here, seën elke ene, Vader, sodat ons nie dieselfde hier uitstap nie, Here, as wat ons ingekom het nie, maar dat ons sal uitstap en weet, Vader, u is altyd met ons, en u het ons nog nooit begewe of verlaat nie, in die mooi naam van Jesus. Amen en shalom.